Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgeles deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 13. Max stel die woonstel se sleutel op en kyk 'n laaste keer oor sy skouer in die rigting van die dubbelbed. Janie lê soos wat sy gelê het vandat hy wakker geword het. Op haar maag met haar arms en bene oor die bed uitgestrek soos 'n seester. Die bos bruin krulle in 'n warboel om haar kop. Dwarsteer sy wakker word en opstaan, sy gegrawe in sy oornagtas na skoon klere, sy stort en sy skeer, het sy nie geroer nie. Sy slaap die slaap van een wat 'n oornagvlug van Afrika afgehaal het en dinge toe op die eerste dag van haar vakansie oordoen het. Voor hy toegee aan die mal behoefte om die wilde krulle eenkant toe te vee en haar wakker te soen, sluit hy die voordeur oop en glip by die woonstel uit. Soos wat hy die trappe afstap, deur die binnehof tot in die straat waar winkeliers sy paadjies afspuit en vroeë werkers in jasse met lang haastige tree na die metro toe stap, maal die gedagtes deur sy kop. Wat 'n eienaardige oggend. Wat 'n eienaardige 2 dae het hy nie beleef nie. Dis amper asof hy sukkel om die werklikheid van hierdie oomblikke te versoen met die afgryslikheid wat hy verwag het. Hy het gister by die hof opgedaag, voorbereid op oorlog, op emosionele bloedvergieting, op 'n oop ruk van die wonde en dieselfde brandende seer wat hy toegedien is, die aand toe hy die eerste keer met sy pa se vrou en dogters te doen gekry het. Dit was ook so gister in die hof, toe hy in hulle hofvaardige gesigte moes vaskyk en toe die vitriool oor sy pa se misstappe in sy rigting geslinger is. Hy het die woorde gehoor wat hy geweet het kom en waarteen hy hom gestaal het. 'n Opdrifsel en opportunis, 'n swendelaar wat 'n ou man in 'n weerlose oomblik bevark het, 'n halfbloed kind van 'n halfbloed vrou uit die agterstrate van donker Afrika, wat nou wil munt slaan uit 'n oorledene se finansiële teëspoed. Dit het geslaan soos wat dit bedoel was om te slaan. En nie eers vir Janie kon hy vertel wat dit hom gekos het om daar te sit en te luister na die taal waarmee hulle die lieflike, opofferende vrou beskryf het, wie sy enigste doel in lewe en sterwe was om hom geborge te sien nie. Daar was in hom amper 'n Ou Testamentiese toorn. Dit het elke greintjie selfbeheersing gekos om nie terug te slaan op dieselfde manier en dieselfde vlak nie. Die ironie daarvan is dat die einste vrou, wat hulle so beswadder het, hom die selfbeheersing geleer het. Die oorwinning in die hof het gehelp om die toorn te temper. Die ete saam met Janie het hom vrygemaak van die emosionele uitval daarvan. Tussen die champagne en die vinkel in die mossels en die kassies in die konfit, het hy tot bedaring gekom. Teen die tyd dat hy sy hande in hare kon lê, was die branding verby. Sy was die een wat hom van enige verdere verpligting teenoor die mense vrygespreek het. Selfs van wraak en wrokkigheid en vir hom die woorde aangehaal het wat soos 'n refrein deur sy kinderjare weerklink het. Sy sou nie kon weet dat dit net so van sy ma afkom nie. En vanoggend, in plaas van die emosionele uitval van 'n afgryslike konfrontasie, is daar net 'n stilte in hom oor. Dis 'n vreemde stilte, dink hy terwyl hy in die ry voor die bakkery inval. Nie leeg nie, nie donker nie. Meer 'n afwagting, soos die ontvanklike stil wees wanneer 'n mens 'n nuwe boek van 'n onbekende skrywer oopslaan en jy glad nie weet waarop om jou voor te berei nie. Vanoggend het hy vroeg wakker geword, gedisoriënteerd en stram van slaap op die bank, en toe deur die slaapnevels probeer uitpluis waar hy is en hoe hy daar beland het. Dis eers toe hy op 'n elmboog oorent gekom en die bos hare op die bed gewaar het, dat die herinneringe soos 'n brander oor hom gebreek het. Die vlug uit Suid-Afrika, die nag met haar in sy arms, die uur of 2 wat sy hom in hierdie woonstel gegun het, die hofsaak, die ete, waar tydens hy 'n las kon neersit wat hy al dekades met hom saamsleep, die rit op die metro, terug na die woonstel toe hy sy hande verbete in sy sakke moes hou, sodat hy haar nie daar en dan, en ten aanskoue van almal op die trein,
in sy arms intrek en vashou met alles wat hy het nie. Hy was vasbeslote om by sy onderneming te hou. Die ete was 'n dankie, niks meer nie. Maar hierdie vrou het die vermoë om alles in hom, wat al vir dekades vasgekoek is, met haar blote teenwoordigheid los te knoop. En tog voel hy nie gestroop nie. Sy het hom uitgenooi om oop te maak, hom aangemoedig om sy bedenklike verlede op die tafel uit te pak, maar hy het by haar geen van daardie afgryslike uitmergeling ervaar, wat hy gehad het toe hy na sy ma se dood 'n terapeut gaan spreek het nie. Na daardie sessie het hy gevoel asof hy met sy darmes in sy hande by die man se spreekkamer uitstap. Nooit weer nie, het hy gesweer, nooit weer krap hy die verlede oop nie. Maar met haar was dit anders. Sy het dit vir hom maklik gemaak. Sy het bloot geluister, gesnap dat dit oor meer gaan as die paar besonderhede wat hy vir haar gegee het, uitgereik, getroos en die gesprek doodnatuurlik teruggelei in kalmer waters. En toe hy in die nadraai van die emosionele wipplank van die dag meer by haar wou hê as vriendelikheid, hom met soveel grasie en klas op sy plek gesit, dat hy niks anders daarvan oorgehou het as bewondering nie. Monsieur, die stem en die stampie teen sy skouers van die klant agter hom in die ry, laat hom besef hy het so in sy gedagtes verdiep geraak, dat hy nie eers agtergekom het. Hy het saam met die ellelange ry geskuifel tot voor nie. Haastig plaas hy sy bestelling, neem dan die boksie en die bruinpapier sakkie wat die bakker na hom uithou en stap uit in die helder Paryse lenteson. Gisteraand toe hulle by die woonstel aangekom het, wou hy sy tas vat en loop, voor sy behoefte aan haar salwende nabyheid weer 'n keer sy gesonde verstand oorweldig. Maar die oproep van haar suster het soos 'n ingryping van die gode sy plan in die wiele gery. Hy het op die bank gaan sit en wag, nie seker wat om van die wending te maak nie. Was dit 'n begenadiging of 'n hartelose noodlot se manier om hom nog 'n keer te herinner dat daar sekere dinge in hierdie lewe is wat hom nie beskore is nie? Vanoggend het hy wakker geword met hierdie stilte en die onkeerbare gevoel van 'n boek waarvan hy nog die verloop moet ontdek. Voor die houtdeur gaan hy staan, kantel sy gesig 'n oomblik lank op na die son, sodat hy die hitte daarvan kan indrink. Miskien het die boek nie 'n storie nie. Miskien is hierdie boek juis leeg, omdat hy die een is wat die storie moet skryf. Onseker wat om te verwag, stoot hy die deur siekies oop. Net nou is hy op en onder die indruk dat sy weer haar geleende ruimte vir haarself het. Die laaste ding op aarde wat hy wil doen is om haar met sy teenwoordigheid ongemaklik te maak. Hy was onnodig versigtig, sien hy. Sy lê waar hy haar laas gesien het. Al wat verander het, is dat sy intussen darm omgedraai het. Maar sy lê met dieselfde uitgestrekte oorgawe en is nog net so diep in droomland as toe hy hier uit is. 'n Oomblik staan hy daar, heeltemal vasgevang in die prentjie wat sy maak. Toe hy haar laas gesien het, was die beddegoed opgetrek tot by haar skouers en al wat van haar uitgesteek het was die welige bos hare. Met die omdraaislag het die lakens geskuif en hy kan die nagklere sien wat sy vir haar romantiese reis saam met haar geliefde saamgebring het. 'n Glimlag pluk aan sy lippe. Oorgroot wit T-hemp, geruite blou katoen slaapbroekie. Hy kan eerlikwaar sê dat hy nog nooit, vandat hy die eerste keer 'n bed met 'n vrou gedeel het, sulke slaapklere langs hom gewaar het nie. Sy bedgenote kies gewoonlik sy of kant of diamante of parfum of niks. Elke ding wat tussen hulle gedoen en gesê word, is 'n aanloop tot seks. Elke woord, elke gebaar, elke aanraking, die hoek waarteen 'n baadjie gaap sodat hy 'n glimp van 'n bors kan kry, hoe ver 'n soem opskuif wanneer sy sit, of 'n spleet in 'n romp oopskuif as hy stap. Alles is bereken met dieselfde toewyding as 'n generaal wat regmaak om deur 'n opponent se verdedigingslinies te breek. Dis asof hierdie vrou net niks van die spel begryp nie. Dis asof sy haarself vir die wêreld aanbied, haar hele self, sonder aanplaksel of kuns, en dit aan die wêreld oorlaat om haar na waarde te skat. Hoe is dit dat nie 'n enkele man in haar lewe nog daardie waarde behoorlik kon pyl nie? Sy bly slaap selfs deur die koffie wat hy maak, en teen sy goeie voornemens en gesonde verstand, gaan sit hy met die beker en die bord langs haar op die bed. Dit kry darm 'n sug uit haar,
maar nog nie 'n roering nie. Janie? Niks. Net die ligte styg en val van die borskas, maar onder die teehem het die oggendlug die twee ferm borste in harde punte laat saamtrek. Onmiddellik voel hy in hom die reaksie. Hoe maklik om nou sy hand onder die soem in te steek en daardie borste vir homself op te eis. Hoe heerlik en hoe vervullend sou dit nie wees om sy gesig in daardie boshare te druk, om daardie ryp lyf warm en gul en verwelkomend onder hom in te skuif, om haar oop te por, haar mond, haar hande, haar vrou wees, haar mens wees, en homself geheel en al in haar te verloor nie. Hy wil die kos in sy hande op die bekkassie neerplak en gryp na die feesmaal wat hy voor hom sien. Maar hy weet dit sal 'n oortreding wees van elke grens wat sy gestel het. Dit sal 'n oortreding wees van elke grens wat hy gestel het. Niks aan haar is soos die meisies wat hy gewoonlik date nie. Elke ding wat sy doen, elke woord wat sy sê, bevestig wat hy van die begin af geweet het. Sy is nie sy tipe nie. Sy speel nie speletjies nie, daarom ken sy nie die reëls nie. Sy hou nie boek van gee en neem nie, daarom weet sy nie eers daar is 'n telbord nie. Laat staan nog hoe om dit te lees. Sy is gemaak vir romantiek en liefde, en sy is seker genoeg van haar eie hart, dat sy dit kan verwoord en verwag. Met enige ander vrou sou hy hierdie oomblik aangegryp het en die passie en plesier van die oomblik sy gesonde verstand laat oorrompel het. Met haar kan hy nie. Hy durf haar nie blootstel aan die siniese transaksie wat seks vir hom geword het nie. Sy verdien beter. Sy is gewoon meer werd as dit. Sy is meer werd as hy. Janie. Dis te abrupt en sy skrik met 'n huk wakker, kom dadelik oorheen. Jammer, sê hy, ek wou jou nie skrik maak nie, maar jy het so diep geslaap. Waar was jy, Saturnus? Sy sit daar met haar oë toe soos die vorige aand op die vliegtuig, hare in 'n warboel. Not a morning person, sien hy. Ek het vir jou koffie gemaak. Gee. Sy maak nie haar oë oop nie, hou net haar hande uit, pinkies teen mekaar soos 'n bedelaar, en hy sit die beker daarin. Oppas, dis warm. Hy sit en kyk hoe sy oor die stoomende koffie blaas en dan versigtig daaraan begin teug. Eers toe sy by die 5de sluk kom, maak sy haar oë oop. Die brein is warm en week en ten spyte van alles wat hy oor hierdie vrou en homself weet, voel hy weer daardie onwillekeurige reaksie in hom. Dis meer as fisiek. Hoewel die behoefte om homself in daardie ryp lyf te dompel amper brandend is, dis 'n trekkrag, asof vanuit haar menswees op alles wat hy is. Die fek weet as hy 'n koninkryk gehad het, het hy dit nou gegee vir die voorreg om haar teen hom vas te trek en syne te maak. Ontbyt, sê hy, en hou die bord na haar toe uit, voor hy sy laaste bond varkie verloor en toegee aan die behoefte. Sy gee die beker vir hom aan, sodat hy dit kan vashou terwyl sy die vars rolletjie ondersoek. Wat is dit? Pinot chocolat. Brood met sjokolade. Sy sien die opgetrekte wenkbroue en grinnik. Frans Spes, 45% in die eerste semester toets. Short romance. Hy grinnik terug en sit haar in dophou, terwyl sy eers die rolletjie van alle kante bekyk, knik en 'n gesonde hap afbyt en smaaklik hou. Dis 'n genot net om te sit en kyk hoe sy die tradisionele gebak geniet. Jy weet, sê sy met haar mond vol brood en beduie na hom met haar pinkie. Ek weet dis nou nie waarvoor jy aangemeld het nie, maar jy maak 'n baie goeie held uit in my treurige en rampspoedige verhaal. Eers foie gras en profiterol en nou bring jy vir my hierdie brood van die gode. Ek meen, stysel en sjokolade op jou nigte maag, hoeveel nader aan die hemel kan 'n mens nou kom? Die skop wat haar woorde in sy binneste veroorsaak, moet hy dadelik vasvat. Dis 'n grappie, 'n ligte aanmerking wat waardering oordra, niks meer nie. Gelukkig red haar selfoon wat aan die lui gaan hom van enige ondeurdagte respons. Sy druk die bord in sy ander hand en sonder om op die skerm te kyk, druk sy die knoppie. Kom in, Houston. Is hy weg? Hoor hy dieselfde stem van gisteraand. Nee, hy het nou net vir my Pinot chocolat en koffie gebring. Janie, jy moet ook asseblief Eleanor, lief jou, bye. Hy sit haar en aankyk terwyl sy die rolletjie klaar eet. Sy gaan my laat arresteer die oomblik as ek my voete op die lughawe in Kaapstad sit, sê hy,
net halfpad aan die grap. Van alles wat hy van Eleanor Barnard gehoor het, klink sy nie vir hom na die tipe vrou wat met haar laat speel nie. Ook nie met iemand vir wie sy omgee nie. My suster, sê Janie, terwyl sy die beker by hom aanvat, sodat sy die laaste koffie kan drink, is heeltemal te gewoon daaraan om my te eet in gebied. Sy skop die beddegoed van haar af, op pad om op te staan, maar sy verstil skielik en kyk hom reguit aan. Grappies op 'n stokkie. Ek het nog nie vir jou dankie gesê dat jy my ooreed afgepers het om te bly nie. Ek sou vanoggend terug gewees het in Suid-Afrika, een bondel weemoed en selfbejammering. Maar nou is ek hier, in hierdie wonderlike stad met al hierdie heerlike kos wat ek kon beleef. Dankie daarvoor. As daar 'n manier is waarop ek daarvoor kon vergoed, sou ek. Hy neem die beker uit haar hand en staan op om dit in die skottelgoedmasjien te gaan pak. Daar is 'n manier. Wat? Hy tel sy oornagtas op en hak sy jas van die hanger af. Maak die deur oop en kyk om. Sy staan daar langs die bed, hande in die sye, die ene deur mekaar hare en gekreukelde T-hemp. Weet sy, vermoed sy, wat die prentjie aan hom doen. Hy sluk en wonder hoekom dit voel asof hy weer op hoërskool is en sy moed bymekaar skrap om 'n date matriekafskeid te vra. Kom eet vanaand saam met my. Nie by dieselfde restaurant nie, by 'n plek wat vir my spesiale herinneringe inhou. 'n Bistro in Montparnasse waarheen ek al gaan vandat ek 'n platsak student was en net een behoorlike bord kos per week kon bekostig. Dis glad nie toeristerig nie, maar hulle maak die beste dop provençal in die stad. Moontlik in Frankryk. Sy lig haar wenkbroue vir hom. Die beste, né? Jy moet onthou, jy praat nou met iemand wat in Vivian Barnard se huis leerbrede eet het. Lam, hoender, waterblommetjie, pampoen, sy kan enige bredie maak dat jy jou bord wil uitlek. Parys gaan moet uithaal en wys om haar te klop. Parys sal vanaand haar beste voet vir jou voorsit. Hy beduie na die bruin papiersak wat hy op die kombuistoonbank neergeset het toe hy van die bakkery af ingekom het. Ek het vir jou middagete gebring. Jambombe, moenie weer honger ly soos gister nie. Hy is al onder in die binnehof toe 'n harde fluit hom laat opkyk. Sy staan op die balkon, nog in dieselfde wit T-hemp en slaapbroekie. Hier, roep sy. Vang! Die bossleutels kom in 'n boog na hom toe aan en hy moet sy amper vergete rugbyvaardighede opdiep om te keer dat dit sy handpalm soos 'n missiel tref. Dis 'n ekstra stel. Bring genoeg klere, dan bly jy hier tot jou woonstel reg is. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.